broers en susters. Hartlik welkom in die huis van die Here. Lekker om weer saam met u te kan wees. Vandag is dit die eerste Sondag van Februarie 2021. Dis Dankoffersondag, maar vandag gaan ons ook weer by die nagmaalstafel aansit. Mag die Here vandag se byeenkoms kom seën en ook die woord wat sal uitgaan. Kom ons word stil voor die aangesig van die Here. Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar wat bly staan tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Liewe gemeente, ek groet u, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Let me hear the worshipers! Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Every praise. Every praise. It's to our God. Come on, everybody. Sing hallelujah. To our God. Glory, hallelujah. It's to our God. Come on, say every praise. Say every praise. It's to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Come on, say every praise. Every praise. It's to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah. To our God. Glory, hallelujah. It's to our God. Every praise. Every praise. It's to our God. Let's take it up one more time. Every praise. Come on, everybody. Every word of worship. With one accord.
Liewe broers en susters, ons teksgedeelte vind ons weer vanoggend in die Evangelie van Lukas, hoofstuk 2. Maar voordat ons dit lees, kom ons vra net die Here se seën. Hemelse Vader, vanoggend ken U ons almal se harte en ons begeertes, en ons gesigte is vir U nie onbekend nie. Baie dankie, Here, vir die afgelope week se reeks van oordenkings wat ons met mekaar kon deel. En vanoggend waar ons saam gaan afsluit, kom bid ek weer dat U ons harte en ons gemoed sal kom open en ontvanklik sal maak vir dit wat U vanoggend deur die woord vir ons wil kom sê. Kom seën die skriflesing en kom seën die oordenking daarvan. En mag dit vir U aanvaarbaar wees. In die naam van Jesus. Amen. Lukas hoofstuk 11, vers 2. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geliefde broers en susters, die Here is die bevrydende God, die God wie se koninkryk komende is, die God wat die brood vir die hongeres bring, die een wat vergifnis aan sondaars betoon en redding uit die mag van duisternis bewerk. Die Onse Vader gebed is daarom nie maar net 'n samevoeging van 'n string los versoeke of eise wat ons aan God stel nie. Die Onse Vader gebed is 'n gebed vir mense wat gekies het om Jesus op die koninkryksreis te volg. En toe Jesus vir sy disippels in Lukas 11 oor die gebed geleer het, was hy doelgerig op weg na Jerusalem om daar in die naam van God te handel. En so, geliefde broers en susters, sou Jesus dan die Exodus vervul waarin die lang verwagte koninkryk van God 'n werklikheid sou word. Jesus het deur die gebedsonderrig brood vir die reis voorsien. Die sakrament van die nagmaal waarin ons weer vandag die brood gaan breek, sou na Jesus se dood die teken wees van sy teenwoordigheid in die kerk, as ook die teken van die onderlinge band tussen Jesus se volgelinge. Jesus het alreeds met sy gebedsonderrig en sy reis na Jerusalem vergifnis aangebied vir sy disippels en almal wat ook na hom geluister het. Hy sou die volle vergifnis van sonde verseker deur sy dood aan die kruis. En so word ons dan as gemeente weer eens herinner aan wie God is en aan wat Jesus in God se naam kom doen het. Ons word opgeroep om Jesus se stryd teen die bose magte op te neem en God se komende koninkryk te omhels. En daarom ook kan ons dan bid vir ons land, ons kan bid vir ons gemeenskap, ons kan bid vir ons mense. Ons kan bid vir alles wat ons bedreig. Ons kan die geveg wat Jesus se aardse bediening gekenmerk het, met doelgerigtheid voortsit. Ons kan bid vir die land en fokus op wat God wil hê ons moet wees. Andrew Murray het ook geskryf dat Jesus volgelinge tog seker glo dat God dit so bepaal het, dat die koms van God se koninkryk afhang van die gebede van sy kinders. Ons gebede is van groot krag in die hemel, argumenteer hy, om die seëninge van die koninkryk en die werkinge van die Heilige Gees op aarde te laat neerdaal. Hy sê ook, liewe broers en susters, my gebed kan help om die koninkryk met krag te laat kom waar alles nog koud en dood is. En is dit nie waarvoor ons as kerk van Christus hier weer aan die begin van 2020 geroep word nie? Die Here Jesus heers as koning in die hemel. Laat hom dan net so
in jou hart ook heers, moedig Dr. Andrew Murray vir ons as lesers aan. Want hy sê, dit sal vir ons krag gee in die gebed. Dankie Here vir die geleentheid om hier aan die begin van die nuwe jaar saam met Jesus en saam met medegelowiges in ons gemeente as ook in die geskiedenis oor gebed te kan reflekteer. Here, ons bid dat U deur die Heilige Gees ons sal oortuig van die diep waarde en die betekenis van die gelowiges se gebed. So laat ons dan as volgelinge van Jesus mekaar as broers en susters aanspoor om die tekens van God se heerskappy en sy koninkryk raak te sien, maar ook dat ons aktief deel sal hê en deel sal neem aan die vestiging daarvan in ons leefwêreld. Bedek ons onder die kosbare bloed en bind ons met die goddelike band van liefde in die naam van Jesus. Amen. Liewe broers en susters, aan die almal weer hartlik welkom vanoggend by die nagmaalstafel. Die Here het ons die afgelope week geseën met die week van gebedse meditasies en vandag kom sluit ons saam af rondom sy tafel. Daarom is dit nodig dat ek weer, voordat ons weer vandag die nagmaal gaan gebruik, net vir u vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe gegee het op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha. Die Bybel leer ons ook dat die Here self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en dat hy vir hulle gesê het dat hulle dit gereeld moes gebruik tot sy gedagtenis, sodat hulle nooit en ook ons sal vergeet wat die Here Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterwe, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink laat dink ons aan die bloed van Jesus wat aan die kruis gevloei het. So wanneer ons die brood eet en die wyn gebruik, dan sê ons almal saam dat ons die Here se kinders is. Ons sê ook dat ons glo dat ons almal eendag saam met hom weer in die hemel sal wees. Alhoewel ons dit met baie erns doen, is ons tog bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe lekker dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Nou dat ons weer gehoor het wat die nagmaal is en beteken, laat ons saam ons geloof hardop bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen.
brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek was tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet was tot volkome versoening van al ons sondes. Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en in ons harte soos volg saamstem. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. Vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Vir ewig en ewig, Vir ewig en vir ewig en ewig. Amen.
laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, vir ewig en ewig, vir ewig en ewig, vir ewig en ewig. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Oh, vir ewig en ewig, vir ewig en ewig. Liewe broers en susters, dit was aangenaam om weer vandag saam met u in die huis van die Here te kon wees, veral om saam met u weer by die nagmaalstafel aan te sit. Baie dankie vir u voortdurende gebede en laat ons voortgaan om vir mekaar te bid. Mag die Here vir ons seën soos hy die afgelope jaar vir ons geseën het, maar ook sal seën vir die komende onbekende 2020. Vir ons as gemeente 2021, jammer. Mag hy vir u as huisgesinne seën, maar ook vir ons as gemeente. Kom ons ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Receive the blessing of the Lord and go in peace. And now may the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of His Holy Spirit be with us all today and forever.